Goeiedag liewe vriende, ons het verlede week begin met ons nuwe 12 weke reeks oor die 10 gebooie en die kernpunt wat ons verlede week gemaak het ter voorbereiding was netjies opgesom deur Deuteronomium 29 vers 29. Wat verborge is die Here ons God se saak. Wat geopenbaar is altyd vir ons en ons kinders van belang, sodat ons die woorde van hierdie wet kan uitvoer. So ons taak is nie om te probeer om God se geheime plan vir ons lewe, wat hy deur sy alwysheid in die ewige verlede terug reeds bepaal het, te probeer uitvis nie. Ons taak is om op sy geopenbaarde wil vir ons dag tot dag en oomblik tot oomblik lewe getrou te fokus. En die geheime plan wat God vir ons lewens gemaak het, in sy getroue hande te laat. Daarom dan die volgende klompie weke in die 10 gebooie tyd spandeer. Dit is die absolute basis, die absolute fondasie van ons dag tot dag en oomblik tot oomblik getrouheid aan God se geopenbaarde wil. En ons hou in gedagte hoe Jesus self die essensie van hierdie wet vir ons opgesom het in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou aangesien ons vandag by die eerste gebod begin, sal dit goed wees as ons dit dan plaas binne die raamwerk van al 10. Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, jy, jou seun of jou dogter, jou slaaf of slavin, jou diere en jou vreemdelinge wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Ek lees uit die 2020 vertaling uit, as hy so bietjie anders as die 83 geklink het. Nou ek praat natuurlik vanuit my konteks hier in Windhoek, maar voel gerus vry om sommer aan jou eie stad te dink. Vir ons mense hierso, wat dink jy is die persentasie mense in Windhoek wat ja sou antwoord as mense hulle sou vra, glo jy in God? Volgens ons plaaslike statistiek wil dit lyk of dit omtrent so 80% sou wees. Maar wat is die uitdaging met so 'n vraag, glo jy in God? Ek weet wat ek bedoel met die woordjie God. Die perkelose, tydlose, immateriële, kragtige, persoonlike, intelligente, drie-enige skepper en heerser van hemel en aarde. Dis wat ek bedoel wanneer ek sê God. Maar ek weet nie of my definisie van God dieselfde as jou definisie van God is nie. Ek weet ook wat ek bedoel met glo. Met glo bedoel ek om oortuig te wees dat hierdie God op verstaanbare wyse sy wil aan ons bekend gemaak het en om daardie wil getrou te probeer uitleef en te vertrou dat hierdie God alles wat hy beloof het, sal dit gebeur. Dit is my definisie van glo en ek kry dit grootliks uit Hebreërs 11 vers 1 uit. Maar ek weet nie of jou definisie van glo dieselfde as my definisie van glo is nie. En daarom, as ek vir iemand vra, glo jy in God, mag hulle dalk vir my sê ja, maar 'n totaal ander verstaan het van wat glo in God beteken as wat ek het wanneer ek die vraag vra. Ek kan nie net aanneem mense glo op dieselfde manier en ook in dieselfde God as wat ek doen nie. Vir baie mense is God 'n vaag konsep met nie baie spesifieke inhoud nie. En net so ook met die woordjie glo. Om te glo in hierdie vaag idee van God is bloot om vir baie mense verstandelik daarmee in te stem dat iets soos God of die goddelike wel bestaan. Een van ons liewe NG dominees, ander kant die Oranje, as ek nou sê ander kant die Oranje, beteken dit nou Suid-Afrika van hierdie kant af, is 'n hele rukkie terug in 'n onderhoud gevra, wie is God vir jou?
waarop hy die volgende geantwoord het. God voel altyd soos die groter werklikheid. Dit wat my uitnooi na iets groter, mooier en meer liefdevol. Dit is iets wat my opwaarts trek. Ek sien dit in die uitdrukking van liefde oor grense heen. Ek ervaar God in mense. Nou vanuit my eie ervaring uit is hierdie siening van hom nie uniek nie. Maar dit is verteenwoordigend van 'n groot groepering Christene in kerke reg oor die wêreld. Nou kom ons kyk 'n bietjie nader na wat hy sê. God voel altyd soos. Met ander woorde, waar begin sy konseptualisering van God? Dit begin nie by God wat homself aan die mens openbaar, dit is wie en dit is hoe ek is nie. Dit begin by sy persoonlike, subjektiewe en daarom vloeibare en veranderlike ervaring. Vandag voel God vir my so, maar môre mag dit dalk anders voel. En die implikasie hiervan is dat ek 'n God skep na my beeld, na my gevoel, my behoeftes, my ervarings. Nie God skep my na sy beeld nie. Teen die einde sê ek ervaar God in mense. En die gevaar hieraan verbonde is dat my subjektiewe ervaring van iemand bepaal of ek oortuig is dat God, of dan nou wel my verstaan van God, of my ervaring van wie of wat God is, my subjektiewe ervaring van iemand bepaal of ek dink God in hulle is of nie. Want ek het besluit hoe of wie of wat God is, en dis hoe dit lyk wanneer iemand vol is van hierdie God of Godheid. Vir hierdie broer is die hele diversiteit, ekwiteit, inklusiwiteit, die DEI, ideologie geweldig belangrik. Sou hy voel dat iemand nie inklusief is van alle mense en aanvaardend is van alle lewenskeuses nie, sou dit maklik moontlik wees vir hom om te sê, ek ervaar God nie in jou nie. Want God is vir hom 'n baie subjektiewe konstruksie. En om God in mense te ervaar is weer eens 'n baie subjektiewe ervaring. God is dit wat my uitnooi, sê hy, na iets groter, mooier en meer liefdevol. Dit is iets wat my opwaarts trek. Ek sien dit in liefde oor grense heen. Nie, God is die Vader wat verlossing van sondeskuld gebring het deur sy Seun en wat tuiskom deur sy Heilige Gees en elkeen wat hulle vertroue in hom gesit het, wat ons dan gewillig en bekwaam maak om deel te neem aan die uitbreiding van die koninkryk op aarde met die belofte van 'n ewige lewe in 'n nuwe skepping saam met hom nie. God word hier van alle persoonlikheid ontneem en weer eens onderhewig gemaak aan my hoogs vloeibare verstaan van wat groter, mooier, meer liefdevol, opwaarts, liefde en grense beteken. Met ander woorde, alles bymekaar gesit. Ek is die pottebakker en hy is die klei. God is wat ook al ek sê hy is. 'n geweldige interessante skuif is besig om plaas te vind wêreldwyd. Ek het 'n boekerik teruggelees van Justin Brearley, The Surprising Rebirth of Faith. En die skuif is waar daar sedert die 1960s 'n algemene afname in die westerse samelewing was in mense wat hulle self assosieer met enige formele geloofssysteem soos Christendom, Hindoeïsme, Islam en Boeddhisme. Terselfdertyd het daar 'n opbloei plaasgevind wat al meer versnel in die laaste 10-15 jaar vreeslik versnel het in mense wat hulle self as spiritueel, maar nie godsdienstig nie identifiseer. Wat basies beteken, ek glo daar is 'n dieper of verhoorde mensie aan ons werklikheid, maar is onmoontlik om dit 'n naam te gee of met volle sekerheid enigiets daaroor te kan sê, want dit is mos nou baie transcendent, dit is mos buite ons ervaringsmoontlikhede. En om hierdie rede raak hierdie tipe mense betrokke by allerlei New Age praktyke met hulle kristalletjies en salfies, astrologie, praat met mediums, tarotkaarte, natuurspiritualiteit, groot opgevlam, hierdie mindfulness en meditasiepraktyke, en hulle vorm dan nou rondom hierdie gebruike van hulle, vorm hulle spiritualiteit en hierdie tipe wellness gemeenskappe. En mense sou dink dat hierdie skuif geïsoleer sou wees tot die sekulêre sfeer van die samelewing. Maar ek het op 'n stadium met 'n skok agtergekom dat dit presies is wat in die kerk aan die gebeur is. Soos wat duidelik kan sien in die voorbeeld van hierdie SA dominee se aanhaling. Die Bybel en dus die kerk, volgens hierdie mense, gee voor om oor iets te beskik wat totaal ongehoord is. 'n direkte, goddelike openbaring. En in ons eie NG Kerk, waar sekerheid oor God en God se wil, selfs op die synodevloere vir alle praktiese doeleindes nie meer as gepas beskou word nie. Want sekerheid is arrogant en veroordelend en verdelend en nie liefdevol en inklusief nie, sien jy. In ons eie NG Kerk is liefde vir en
toewyding aan die selfgeopenbaarde God van die Bybel en die doen van sy wil, besig om verruil te word vir spiritualiteit. Vir 'n soeke na 'n koneksie met hierdie hoër of dieper dimensie van ons werklikheid, wat ons nog vir gerieflikheidshalwe God noem, maar nie meer die God van die Bybel is nie. En hier is ook 'n baie goeie voorbeeld van 'n spiritualiteitswerkwinkel aan die einde van Augustus, wat aangebied is by ons eie Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington, en baie wyd versprei is deur NG Kanale. Ons Namibiese Sinode het besluit, ons kan dit nie promoveer nie, omdat daar niks van God, Jesus of die skrif daarin te vinde is nie, en hope oosterse en humanistiese meditasie gebruike. Nou terug by die skrif, of by die skuif wat besig is om plaas te vind. Pew Research Center en ook Gallup se navorsing wys hoe amper 1/3 van mense 40 jaar en jonger, dis nou ons millennials, die jonger generasie Gen Z's en die onder 14's, die Gen Alphas, wat nou onlangs geterm is, dat 1/3 van hierdie 3 generasies tans identifiseer as ons is spiritueel, maar nie godsdienstig nie. En hierdie groepering is besig om geweldig te groei. En ons sou 'n baie akkurate naam kon koppel aan hierdie beweging. Op die grond daarvan is dit ekisme. Ekisme. Waar my gevoel en my ervarings en my persepsies van die werklikheid en dit wat agter die werklikheid is, in die kern staan. In effek het mense dus nie minder godsdienstig geword, as wat hulle nog altyd deur die geskiedenis was nie. Die fokus het bloot geskuif van 'n selfgeopenbaarde en selfstandige God, buite myself, wat gesag en seggenskap oor my het, of van 'n veelgodendom, wat in beheer is van hierdie klomp fasette van die wêreld, na een wat vir sy wil, natuur en bestaan afhanklik is van my vloeibare voorkeure en afkeure. 'n God wat rondom my draai. En hierin lê 'n geweldige ironie. Hoe meer spiritueel ons mense raak, hoe verder mis hulle die ware God. En 'n soortgelyke situasie speel hom af tydens Paulus se besoek in Athene. Hy kom in die stad aan, hy stap deur die strate en ons word vertel hoe hy in sy gees diep verontwaardig is oor die magdom afgodsbeelde wat hy daar opmerk. En dit gebeur dat hy geleentheid kry om met die stad se diep godsdienstige en filosofiese denkers te gesels op 'n heuwel genaamd die Areopagus. Ons was daar in 2018, ongelooflike ervaring gewees. As jy so regs opkyk, dan staan die groot tempel van Athena en die tempel van Zeus daarbo, die vreeslike intimiderende plekke. Net daar lewer Paulus sy getuienis. Ek lees vir ons uit Handelinge 17 vers 22 tot 23. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en sê: Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Want toe ek deur julle stad stap het en noukeurig gekyk het na julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan: aan 'n onbekende God, wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek julle. So Paulus merk dieselfde ironie in die Atheners op waarmee ons in ons eie tyd sit. Dat hulle in alle opsigte baie godsdienstig was. So godsdienstig dat hulle 'n God vir elke ding gehad het en selfs 'n altaar vir 'n onbekende God, ingeval hulle dalk iemand uitgelaat het. Maar in plaas daarvan dat Paulus aanhaak by hulle vaag godsdienstige toewyding of hulle prys vir hulle belangstelling in spirituele dinge, verklaar Paulus dat hierdie onbekende God die enigste ware God is. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur mense hande bedien asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja, alles gee. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. En hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal, sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie. Want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. So sommige van julle digters inderdaad gesê het, ons is ook van sy geslag. Aangesien ons dan van God se geslag is, moet ons nie dink dat die goddelike wese soos goud of silwer of klip is nie, 'n beeld gevorm deur die vaardigheid en ingewing van 'n mens. Wat hoor ons Paulus hier onomwonde sê? God word nie deur mense gedefinieer nie. God is nie van mense, hande, voorkeure, afkeure, gevoelens, ervarings of emosie afhanklik vir sy bestaan, sy wil of sy natuur nie. Michael Horton, wat die boekie skryf wat ons in hierdie reeks
'n paar keer gaan gebruik, het dit so mooi beskryf. The apostle describes the one true God as the God who made the world and everything in it, by which he meant that he is the Lord of heaven and earth. God is sovereign, in ander woorde, hy is die hoogste en finale gesag, because he created, upholds, governs, and will judge the world. People cannot elect him to his post. He's not a candidate who requires acceptance by a constituency. God se gesag om God te wees, kom nie van ons demokratiese instemming af, dat hy maar God kan wees, solank as wat hy na ons goeddinke, sy taakomskrywing, mooi en goed behartig nie. Dit kom van die feit, dat alles wat is, deur hom geskep is, deur hom onderhou word, en dat hy daarom alleen reg het om daaroor te regeer, en ook die autoriteit het, om uiteindelik daaroor te oordeel. Verder sê Michael Horton, nor is he a deity, who indulgently tolerates other gods. En dan hakies, ander gode, work, pleasure, relationship, things or other religions. So long as he is honored from time to time. This one true God is the world dictator, the sovereign of the universe. As the potter controls his wheel and the clay, so God governs his creation. Haal hy daar vir Jesaja 29 vers 16 aan. En ek dink dis die groot misverstand in die wêreld. Dis 'n misverstand oor God se soewereiniteit, sy absolute gesag. Meeste mense deur die geskiedenis het 'n prentjie van God gehad as 'n wese wat vir ons 'n goeie morele voorbeeld moet stel, wat ons dan nou kan kies om na te streef of nie. Dis die maatlyn van die goeie lewe. En hierdie gode of hierdie God is ook dan nou veronderstel om ons lewens op allerlei praktiese vlakke beter te moet maak. Met ander woorde, deur die geskiedenis heen, en ek dink vandag natuurlik oorwegend ook vir baie mense, hoe hulle oor God dink, God bestaan ter wille van die mens. Om vir ons 'n prentjie van die goeie lewe, morele lewe te stel, en om te sorg dat dit goed gaan met ons. Die mens bestaan nie ter wille van God nie. Ek lees die laaste stukkie daarvan, Handelinge 17. God het die tye van onkunde oorsien. Maar nou roep hy alle mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. En hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. So wat het verander? Dat God nie meer onkunde rakende sy wese, sy wil en sy natuur oorsien nie. Dat God nou alle mense oproep om hulle tot hom te bekeer. Wat het verander? Wat verander het is dat die Heilige Gees is na die wêreld toe gestuur. En uit die kerk gestig om oor Jesus se afgehandelde werk aan die kruis en sy opstanding en sy bediening wat hy op aarde gehad het te getuig. Met ander woorde, God se volle selfopenbaring is vir die mens nou gegee. Niemand kan meer onkunde daaroor pleit om God se regverdige oordeel vry te spring nie. Nou goed, die eerste gebod in Eksodus 20 vers 3 lui: Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Is altyd vir my so snaaks om 'n nuwe vertaling te lees. Ek is nog gewoond aan die 83. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die 2020 sê jy mag naas my nie ander gode hê nie. En ons verstaan nou die rede hiervoor. God is die enigste en ware God. Hy is die finale gesag wat regeer oor die hemel en die aarde. Hy deel nie die eer en die heerskappy wat hom alleenlik toekom as die allerhoogste God nie. Hy staan ook nie terug vir die godhede of groter realiteite van ons vloeibare voorkeure of afkeure nie. Hy is ook nie beïndruk met ons belangstelling in spirituele en godsdienstige dinge, wat op die eintlik maar 'n karikatuur van hom maak, of sy plek in die kern van ons toewyding wegneem nie. Eksodus 20 vers 5, waarna ons volgende week gaan kyk, sê dat God 'n jaloerse God is. Die 2020 sê hy is 'n besitlike God. En dis nie die tipe jaloesie van 'n tienerseun wat onseker is oor homself en nie daarvan hou dat sy meisie met ander ouens praat nie. Dis ook nie die tipe jaloesie wat jy het wanneer iemand iets kry wat jy ook graag wou gehad het, maar nog nie het nie. God se jaloesie of sy besitlikheid is die tipe jaloesie wanneer iets wat regmatig aan hom behoort aan 'n ander gegee word. En hoe lyk dit op 'n praktiese vlak in ons lewens? Jy mag dalk nou by jouself sit en dink, wel, ek aanbid geen ander gode nie, daar's net 'n Bybel op my rak en my gebede is uitsluitlik op die hemelse hooflyn ingestel
En ek probeer ook nie vir God in een of ander fase spiritualiteit verander nie, waarop ek glo die Here sou sê, mooi so goeie en getroue diensknegt. Maar die uitdaging bly egter, ons moderne mense wat ons lewens so maklik in verskillende kompartemente indeel, waar elke kompartement effektiewelik sy eie regeerder of regeerders het. By meeste van ons glo ek daarom God regeer oor die kompartement van ons godsdiens. Maar geld en goed regeer oor die kompartement van ons geluk. Werk, familie en vermaak regeer oor die kompartement van ons tyd. Voorkoms en die heersende modegiere regeer oor die kompartement van ons selfbeeld. Behoeftes, begeertes en gewoontes regeer oor die kompartement van ons gedrag, as ook oor die kompartement van ons gedagtes. En die beginsel hier is dit: wanneer ook al ons 'n besluit neem wat in stryd is met God se geopenbaarde wil, ten gunste van een van hierdie ander regeerders oor die verskeie kompartemente van ons lewens, is ons besig om ander gode met 'n ander wil in die plek van die een ware God en sy absolute wil te sit. En is ons in oortreding van God se heel eerste gebod: jy mag naas my nie ander gode hê nie. Vriende, aan God wat homself deur Jesus en in die Bybel deur sy Heilige Gees openbaar het, kom toe die heerskappy oor elke liewe faset en kompartement van my lewe. Hy is nie 'n onbekende God wat tevrede is om maar saam met 'n legio ander gode aanbid te word nie. Hy is nie 'n mededeelsame God wat sy heerskappy liefies met ander ewe belangrike regeerders deel nie. Nog minder is hy 'n uitgedinkte of uitgevoelde God wat uiteindelik maar so baie soos ek is en lyk, dat ek vir alle praktiese doeleindes my eie God word nie. Wie is hierdie God wat ons aanbid? En ek wil vir julle verskriklik graag 'n stuk lees wat ek ruk terug by my ma gekry het en agtergekom het, dit is 'n aanhaling van Pastor S.M. Lockridge, wat my verskriklik getref het, en ek hoop dit sal vir jou net so treffend wees. Die stuk se naam is Do You Know My King? Wie is hierdie God? Ek wil vir jou graag van hom vertel. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings and he's the Lord of lords. That is my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's the sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He's the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleansed the lepers. He forgave sinners. He discharged debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous, and his yoke is easy, and his burden is light. I wish I could describe him to you. Yes, he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. You can't get him out of your mind. You can't get him off your hands. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah, that's my king. That's my king. Vriende, mag hierdie boodskap vir jou vandag regtig opbouend gewees het en jou op 'n vlak aangeraak het waar jy besef
Daar is geen ander God wat my eer en my aanbidding en my toewyding toekom nie, as die God van die Bybel, wat homself deur Jesus Christus aan ons openbaar het. Amen.